Goeiedag julle van my kant af. My naam is Deelt Roos en ek vorm deel van die tuinroete span en ek anker spesifiek hier by Doxadeyo Mosselbaai. Nou vandag is dit vir my 'n voorreg en vandag gesels ons oor gemeente wees. 'n Gemeenskap van die geloofsfamilie. Met ander woorde, vriende waarmee jy jou lewe kan deel. En dis waarvoor ons vertrou in hierdie reis en hierdie journey, dat jy mense ontmoet, vriendskappe ontdek, wat jy jou uitdagende daarmee kan deel, en ook jou goeie dae. En ons wil dit fasiliteer, en as ons praat oor gemeente wees, as ons praat oor 'n gemeenskap, dan dis waartoe ons vertrou, dat regtig daar kernvriendskappe uit hierdie reis jou kan kom binne in jou groep. Nou as ons dink aan vriendskap, die tipe vriendskappe wat connect groepe, expedition groepe en journey groepe spesifiek vorm, dan is daar een spesifieke woord wat ons verskriklik baie oor gesels, wat jy nou ook gaan herken, en dit is koinonia. Nou ek wil vandag regtig daaroor gesels en dit vertaal, as ons dit nou na die Engels toe vertaal dit na fellowship en partnership toe. En daar's verskillende gebruike van hierdie woord natuurlik, verskillende kontekste, maar ek wil vir julle vandag 2 skrifte uithaal en met julle deel oor hoe hierdie woord spesifiek gebruik word. 1 Korintiërs 1 vers 9 is die eerste een wat ek wil uitlig, en hy sê, God is getrou, deur wie julle geroep is, tot verbondenheid met sy Seun, Jesus Christus, ons Here. Sy verbondenheid tussen ons en God, tussen ons en Jesus, en ons is geroep tot hierdie verbondenheid, en ons is geroep tot hierdie koinonia, hierdie partnership, hierdie vennootskap. En as ons nou daaraan dink, ons dink aan hierdie stelling wat ek nou maak, kan 'n mens baie vinnig die vraag vra, okay, maar hoekom is dit nodig dat ek in vennootskap met Jesus Christus moet wees? En as ons dink, as ons 'n bietjie 'n klompie tyd teruggaan, en ons dink aan die skepingsverhaal, en ons dink aan die oorspronklike instruksie, wat aan Adam en Eva gegee is van God, gaan vul die aarde en gaan heers oor dit. Soos wat tyd aankom, soos wat die storie verloop, kom Jesus op die toneel, en ons weet, hy vestig die koninkryk van God, die koninkryk van hemel op aarde. En in die evangelies, die 4 evangelies spesifiek, leer hy ons oor die dinge van die koninkryk. Hy wys vir ons hoe lyk die koninkryk, hoe hy engage met mense. En ons sien hierdie voorbeeld wat hy vir ons gee, maar die lering wat hy vir ons gee, en ons weet, hy sterf op die kruis, op die 3de dag staan hy op, en Paulus beskryf dit baie interessant, nou, toe hy opgestaan het uit die dood, het hy die eersgeborene 'n deel van baie broers geword. En die Engels sê eintlik baie mooier vir my. The first born amongst many brethren. En van daar weet ons natuurlik, ons het die Heilige Gees ontvang toe ons tot geloof gekom het. Ons is eintlik deur die Heilige Gees wat ons tot geloof kon kom, en ons ontvang hierdie Heilige Gees juis om die koninkryk ook van God verder te vestig, om die heerlikheid van God, die koninkryk van hemel op aarde verder te vestig en verder bekend te maak aan mense. En nou begin ons verstaan, okay, as God besig is met hierdie skepping om alles nuut te maak, soos wat ons al baie gehoor het, hy kies om deur sy kerk te werk, dan verstaan ons hierdie woord, hoekom Paulus spesifiek in 1 Korintiërs 1 vers 9 sê ons is tot verbondenheid, tot vennootskap met Jesus Christus geroep. Want ons is partners van hierdie koninkryk, hierdie koninkryk van hemel, van die hemel wat nou op aarde verder gevestig word en verder bekend gemaak word deur ons. En die tweede gebruik van die woord kom voor in 1 Johannes 1 vers 3 tot 4 spesifiek. Waar hulle praat in vers 3, hy sê, ja, wat ons gesien het en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat ook julle aan ons verbonde kan wees. En ons verbondenheid is aan die Vader en aan sy Seun, Jesus Christus. Vers 3 weer, ja, wat ons gesien het en gehoor het, die evangelie wat ons gesien het, die evangelie wat ons gehoor het, dit verkondig ons aan julle, sodat julle ook aan ons verbonde kan wees. Nou jy sien, toe die koninkryk gevestig was, toe toe ons tot geloof gekom het, toe was ons ingesluit in hierdie koninkryk. Nou dis hoekom hulle spesifiek hierdie woorde gebruik. Dit wat ons gesien het, ons gehoor het, dit verkondig ons aan julle, sodat julle kan besef, julle is nou in verbondenheid met ons, in fellowship met ons, in 'n gemeenskap met ons geroep. Vers 4, ons skryf hierdie dinge, sodat ons blydskap volkome kan wees.
So ons weet natuurlik, ons almal is geroep tot hierdie verbondenheid met mekaar, hierdie fellowship met mekaar, die Afrikaans, die gemeenskappe met mekaar. En dit is in hierdie tyd natuurlik wat ons leer en ons weet, okay, toe ons tot geloof gekom het en ons verklaar daai geloof van mekaar, weet ons daar's 'n spesifieke band tussen my en jou. Daar's 'n spesifieke band in julle groep toe julle verkondig het, Jesus, ons glo in Jesus Christus. Ons glo in hierdie koning. Daar's 'n verhoudingselement wat plaasvind. Daar's 'n partnership, maar daar's 'n gemeenskap wat plaasvind. Want ons stem ooreen met die koninkryk van hemel wat op aarde gevestig word en nog besig om gevestig te word, bekend gemaak te word. Nou ons kan amper sê ons het 'n verskriklike diep band tussen mekaar. Hierdie vriendskap is nie net oppervlakkig nie. Hierdie vriendskap werk tot by 'n doel, tot by die vennootskap wat ons het met Jesus Christus. Ons is ook nou vennote met mekaar. Maar hierdie gemeenskap wat ons het is baie intentioneel. Die groep waarin jy jouself bevind, baie intentioneel. Die gesprekke wat jy voer met mekaar, baie intentioneel. Gesprekke om jou te vorm, om jou verhouding te verdiep. Gesprekke wat jy ontwikkel, van waar jy is, na waartoe jou pad is, na die beeld van Christus, waar jy Christus verteenwoordig in al jou dade, al jou woorde. En dis waarvoor hierdie groep is. So ek wil jou uitnooi, vriende, ek wil amper sê broers en susters, ek wil jou uitnooi, dat jy in hierdie gesprekke intree, wanneer jy in hierdie gesprekke intree, en dalk is jy al lankal deel van hierdie groep, dalk is jy splinternuut. Maar ek wil vir jou enige druk wat jy dalk moontlik beleef, druk wat jy op jouself plaas om die regte antwoord te gee, ek wil daai druk sommer net wegvat. Ek wil jou eintlik vryspreek van daai druk. Want ons kan nou gesels in hierdie groep van vriende, van hierdie gemeenskap, kon ons harte net deel. Dit gaan nie oor regte antwoorde of verkeerde antwoorde nie. Deel jou hart, ek wil jou uitdaag. En dit vat effort, dit vat dalk ook 'n bietjie vulnerability in ons groep. Ons is besig om 'n gemeenskap te vestig, 'n community, 'n fellowship, 'n vennootskap verder te vestig. So ek wil jou uitnooi, moenie net 'n waarnemingsvoordele hê, amper as ek dit so kan sê nie, maar hê die vrymoedigheid om deel te neem aan hierdie gesprek. En dan wanneer iemand praat natuurlik, luister ons nie met die oor net om dadelik 'n antwoord te gee nie, maar ons luister om die persoon se hart te verstaan. En ons ontmoet ons mense waar ons is. So hierdie groep waarin jy jouself bevind is 'n veilige spasie, want dis jou gemeenskap. Dis jou broers en dis jou susters. Dis waartoe jy op pad is in die gemeenskap. As ek die eerste vraag kan vra vir hierdie aanbieding, wil ek jou graag vra, alles wat ek nou net gesê het, vat net 'n oomblik en reflekteer 'n bietjie daaroor. Dalk vat dit dat jy 'n bietjie net moet stil wees in julle groep en dink net 'n bietjie. Dalk vat dit 'n oomblik, dalk is dit beter om dit net gou neer te skryf wat jy dink. En dan vat net 'n oomblik om te dink, te reflekteer en dan antwoord jy die vraag, wat verstaan jy uit wat ek nou net gedeel het? Tweede ene, waaroor sal jy graag meer wil leer? En derde een, wat sal jy dadelik wil implementeer in jou lewe? Vat 'n oomblik, dink, skryf en dan deel jy met mekaar hierdie 3 vrae. En ek wil jou nooi, hê vrymoedigheid om jou hart te deel met hierdie mense. Dis jou broers en dis jou susters. Lekker gesels. Ek hoop julle kon nou lekker gesels, ek hoop julle kon julle harte deel, wat julle verstaan het uit wat ek nou gesê het. En ons kom nou by 'n gedeelte wat, as ek dit nou maar mag sê, my gunsteling gedeelte is, want hier raak ons nou 'n bietjie prakties. En Paulus help ons verskriklik om hierdie woord koinonia, hierdie woord van fellowship, van gemeenskap, hierdie woord van partnership, vennootskap, prakties te sien in ons familie se kultuur. En as ons reflekteer op 1 Korintiërs, ons weet natuurlik dis 'n brief wat geskryf is vir die gemeenskap. Amper 'n maklike manier om dit dalk te sien is 'n gesprek wat gevoer word van Paulus se kant na die gemeente toe, na die gemeenskap toe. Nou hierdie gesprek natuurlik intentioneel, hoe hy geplaas is, hoe die gesprek vloei, en in die begingedeelte spreek Paulus 'n redelike hele paar goedjies aan van die gemeente. Goeders wat dalk nie te gesond is in hierdie community nie, in hierdie gemeenskap nie. Maar as ons kom by 1 Korintiërs 12 sien ons iets wat dalk die gemeente dalk 'n bietjie impresteer nogal. En dis die gebruik van die geestelike gawes, die genadegawes in 1 Korintiërs 12. En nou, dis natuurlik nie verkeerd of enigiets van daai aard nie, maar dit wil vir my voorkom asof die ouens 'n bietjie van 'n klem
op die gawes gesit het, amper 'n oorbeklemtoning. En Paulus vat hulle na 'n plek toe om te sê, okay ouens, ja, natuurlik gawes is glad nie verkeerd vir ongesond nie. Maar as dit ons nie vat op die regte pad nie, as dit nie by die regte vertrekpunt gebeur nie, kan 'n mens kan nogal 'n paar vrae vra rondom dit dan. En Paulus eindig 1 Korintiërs 12, soos wat ons al gehoor het uit ons vorige gesprekke, na 'n uitnemender weg toe. En soos wat ons wat nou net gesê het, dis 'n gesprek. So die vorige hoofstuk se laaste vers kan ook dien as die begin van die volgende hoofstuk, want is 'n gesprek wat hy voer. En hy sê, ek wys julle 'n uitnemender weg, 1 Korintiërs 13, 'n gedig oor liefde. 'n gedig wat die koninkryk, die kultuur van die koninkryk beskryf. En dit gee vir ons, ek wil amper sê 'n bietjie van 'n praktiese oor om te luister. Hoe lyk hierdie liefde? Hoe lyk hierdie liefde in community, in hierdie gemeenskap wat ons wil vestig, waar ons droom oor die hele tuinroete, dat ons vriende is van mekaar, vriende wat mekaar vorm, mekaar sterk maak, 'n gemeenskap wat gesond is, wat as gesond beskryf kan word ook. En ons sien natuurlik dat ons by 'n plek kom wat hierdie community mekaar help om by 'n plek te kom waar ons Christus ordentlik verteenwoordig. En dit is hoe ons 1 Korintiërs 13 moet sien. Dit is 'n beter weg. Dit is 'n beskrywing van 'n gemeenskap wat liefde die primêre fokus maak. En mag ons op daai pad saam stap, saam in ons groep stap. Mag ons saam die beter weg, wil ek amper sê 'n bietjie explore. En mag ons hierdie uitnemender weg van liefde deel maak van ons lewens. En as groep dink ek is eintlik 'n goeie geleentheid, dalk 'n bietjie 'n praktiese oefening. Kom ons kyk bietjie saam in 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 13. Dalk kan julle as groep dit sommer 'n bietjie saam lees. En dan pause julle soos iemand kan lees, dalk kan julle beurte maak. En ons pause net vir 'n oomblik. Ons dink net oor wat nou net gesê was. En wat ons hoor, en dan vra ons mekaar, wat hoor ons uit hierdie gesprek wat Paulus besig is om te voer? En dan vra mense ook weer die vraag, waar sal jy meer wil leer rondom hierdie tema van liefde wat Paulus van praat, hierdie kultuur van die gemeenskap wat liefde is. Waar sal jy meer wil leer uit 1 Korintiërs 13? En dan ook, wat kan jy dadelik implementeer in jou lewe? So kom ons lees bietjie saam as 'n groep en dan reflekteer ons op die gesprek wat Paulus voer. En dan wil ek julle uitnooi, bid sommer 'n bietjie vir mekaar. Bid vir mekaar se uitdagings, bid vir die community in julle groep, dat dit sal groei tot by 'n plek waar julle mekaar se volwassenheid in Christus bemagtig, waar julle mekaar help om te groei op hierdie uitnemender weg. Dis 'n journey, dis 'n pad wat ons saam stap, wat ons saam oorleer. En dis hoekom vulnerability is so belangrik. Want ek sê waar ek heiliglik is en ek in my groep kan die ouens in my lewe inspreek om te sê, broer, suster, jy's hiernatoe op pad. En ons is so opgewonde vir hierdie journey, hierdie reis waar ons geduldig gaan deurstap. Hierdie reis van liefde wat ons almal nou begin word. Ek hoop julle geniet die gesprek en dan bid lekker saam. Dankie vir ons tyd saam. Blessings vir jou.